Goeiedag aan al die luisteraars daar buite. Baie welkom, ons doen vandag weer 'n programmetjie gebedsversoeke. Ons wil vra dat julle saam met ons julle pen, julle boek gereed sal hou en onthou ook asseblief om vir ons julle getuienis in te stuur. Of as daar wonderwerk gebeur, 'n genesing, so bou ons ook mekaar se geloof op as ons die getuienisse inkom. Ons maak ons oogies toe en ons vra Here, kom help ons van hierdie oggend, dat ons wysheid en insig sal hê, dat ons meer van U sal leer en meer oor die gebed sal leer. Baie dankie, ons vra dit als in Jesus naam. Amen. Ons het verlede week bietjie gesels oor die gesag en die mag, die autoriteit van die bidder. En ons wil dan ook vanoggend weer oopmaak met Efesiërs 1:20 tot 23. Ek gaan net lees 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeentes gegee. Wat 'n wonderlike autoriteit het ons dan as bidders, Yvonne? Goeiemiddag, ja, ek wil vir u sê, dit is so 'n voorreg om net hierdie skrifte met julle te leer, hierdie lering met julle te deel, want ons weet, as ons hierdie waarhede van gebed ontdek, dan vat die Here ons op 'n hele nuwe dimensie. Hy lei ons op 'n pad waar ons nie weer gaan terugkyk nie. Hy gee vir ons die krag en die mag om dinge te doen. Ons moet net die autoriteit vat en dit doen. Die Here leer vir ons in sy woord dat daar 'n verskillende vlakke van gesag is. Ons het verlede keer het ons geleer oor dit, maar vandag gaan ons 'n bietjie verder. Vandag wil ons die eerste vlak van gesag is ons persoonlike lewe. In ons eie lewe het ons volkome gesag oor die duiwel en sy bose geeste. Die Here gee vir ons dit in sy woord. Hy sê vir ons, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle wegvlug. Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ons moet nie hom koester nie. Ons moet nie hom geleentheid gee om in ons pad te kom nie, want die Here gee vir ons die mag. Hy sê, staan hom te en hy sal van julle wegvlug. Jesus het ook gesê, daar staan geskrywe, en die duiwel het gereageer op wat Jesus sê. Daarom gee die Here ook vir ons dit in ons persoonlike lewe. Ons kan enige siektes of duiwels wat besete is met vertroue, kan weerstaan en ons kan hulle opdrag gee om ons te verlaat. Ons spreek die siekte aan. Ons spreek die duiwel aan met autoriteit, soos wat die skrifte ons leer, en hulle sal van ons wegvlug. Ja, as ons 'n paar voorbeelde daar kan noem, soos Yvonne gesê het, baie mense het die geloofsoortuiging, ek moet na die pastoor toe gaan, ek moet na hierdie persoon toe gaan, ek moet op 'n sekere manier bid, of een of ander iets sê om te bid. Maar soos sy gesê het, ons het die autoriteit, en ons het die gesag en die mag om dit aan te spreek in ons eie persoonlike lewe. Daar is nie altyd iemand naby jou, as daar 'n krisis is, of as daar 'n storm is, of as jou kind siek is, of daar gebeur iets in jou huis nie. Dan moet ons die autoriteit kan neem, om dit aan te spreek, en dan te weet wat die woord van God sê. Dis hoekom dit so belangrik is, as ons in hierdie vlakke van gesag gaan, dat ons moet absoluut weet, wat in die woord staan, en die beloftes van die woord, en wie en wat ek en jy is, en wie in ons woon, en dan kan ons die duiwel aanspreek, of die omstandigheid, of die siekte aanspreek. Soos ons gesê het, Jakobus 4:7, gee vir ons die autoriteit om dit aan te spreek, en doen dit dan onmiddellik. Moenie eers 'n paar gedagtes daaroor laat gaan nie, want dan begin dit ook in jou siel paadjies oor en oor loop, wat dit moeiliker maak om dit uit te dryf. So as die storm kom, die siekte kom, spreek dit onmiddellik aan en neem gesag oor dit in die naam van Jesus. Dan Yvonne, tweedens, kyk ons dan na die gesag binne die gesin.
Ja, die man is die hoof van die huis. Maar kom ons gee gou vir julle 'n bietjie 'n voorbeeld van die sambreel. Die sambreel oopmaak, dan kry ons vir God eerste, die man, die vrou, die kinders. In die kerk is dit God, die pastoor, die senior kerksraadslede, dan die verskillende departemente en ook dan so die lidmate. So kom dat ons nie die gesag nie in gedagte hou nie, want ons moet die regte orde hê wat ons hierdie dinge doen, want die duiwels weet waar is die gesag, wie het die mag, en hulle luister nie as ons nie die regte gesag en die mag het nie. Ons staan in 'n kerk, as jy byvoorbeeld iemand genooi word vir 'n diens, dan sê hy byvoorbeeld, hy staan onder die gesag van die pastoor. Die pastoor het hom toestemming gegee, hy staan onder die gesag. So is dit ook in ons huis. Die man is in die hoof van die huis. Daarom het die man ook hierdie gesag om vir sy vrou te kan bid. Laat die duiwels haar kan verlaat, en hulle sal, want dit is die regte orde, die regte rangorde. In die polisie byvoorbeeld is daar 'n sekere rangorde, in die weermag is daar 'n sekere rangorde, en ons sien dit self van die duisternis, maar 'n korporaal kan byvoorbeeld nie vir die luitenant 'n opdrag gee nie, maar die luitenant kan 'n opdrag aan die korporaal gee en hy kan dit uitvoer. Selfde is dit in ons huis. Ons lees dat hier ouers het die gesag om hulle kinders te beskerm en te versorg. In 1 Korintiërs 11:3 sê, ek wil egter hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en 'n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Sien julle daardie rangorde? Dit is wat God van ons ook verwag, hoe ons moet werk, hoe ons moet lei. Aansien? Ja, ek dink dit is so belangrik dat ons van kleins af ons kinders sal groot maak in 'n huis waar ons kan saamstem oor die woord van God. Hoe wonderlik sal dit wees as die pappa en die mamma hande vat om die etenstafel en saam bid en sê dankie, saam dankie sê vir die kos. So leer die kinders dan ook om dankbaarheid te wees. Dis 'n voorreg om in 'n huis groot te word, waar jy saam die Here kan aanbid. Ons dink baie keer aan daar's nie mammas of pappas teenwoordig nie. En die onderwysers en die onderwyseres sê ook, hulle kan sien as daar liefde en eenheid, ook die geestelike eenheid in die huis is. So ons wil die mammas en die pappas daar buite aanraai, ons wil hulle eintlik versoek. Leer julle kinders van kleins af bid. Geef hulle aan die tafel elke een 'n beurt om net te sê dankie vir die kos, want so leer hulle ook waar vandaan dit kom en hulle leer om dankbaar te wees. As ons dan kyk derdens, Yvonne, na die gesag van die kerk. Ja, in dieselfde in die kerk, die senior kerkleiers het die geestelike autoriteit om vir die te kan versorg en aan hulle wat onderworpe is aan hulle. Jesus het van die gesag van die gemeente gepraat toe hy gesê het, dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Matteus 18 vers 18. Dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om by die plaaslike kerk aan te sluit. Jy moet in daardie gesag kan staan. Ja, dit is goed en wel, ons verstaan wanneer jy nie kan by 'n kerkdiens uitkom nie, maar ons wil julle motiveer om by 'n gemeente aan te sluit, sodat julle in daardie autoriteit kan wandel wat die Here vir ons gee, wat hy vir ons leer in sy woord, sodat julle kan die mag hê om dan hierdie dinge te kan doen wat die Here vir ons dan gee om te doen. Ons lees ook dan nou in Jakobus 5 vers 14 tot 15, groot gesag is aan die ouderlinge van die kerk gegee om in die kerk vir die siektes te bid. As daar iemand onder julle is wat siek is, moet die ouderlinge na die gemeente van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hulle moet hom met oliesap onder die roeping van die naam van die Here. Met ander woorde, is daar iemand wat siek is, sê die woord, roep die ouderlinge. Hulle moet kom en hulle sal die hande oplê aan die sieke nadat hulle hom gesalf het en vir hom bid in die naam van die Here. So ons sien, hier is 'n spesifieke orde wat die Here van ons verwag.
Ja, ek dink dit is ook belangrik om daarby te voeg. Ons aanbid 'n God van orde. So daarom moet daar ook orde in ons huisgesinne wees, in ons eie lewe, in ons kerke. As ons dan kyk, vierdens, ons het die gesag oor ons stede, ons volke. Dis 'n opdrag van God om vir ons land, ons volk, ons nasie, ons dorpe, stede te bid. Ons kan almal vir ons stede en vir ons volke bid. Ons het die gesag om die duisternis uit te dryf en aan te spreek die dinge wat verkeerd is. Ons sien deesdae aan al die gemeenskappe, daar's werkloosheid, daar's drankmisbruik, daar's dwelmmisbruik, drankmisbruik. Ons het die mag en die reg om dit aan te spreek en te sê, maar jy hoort nie in ons dorp nie, jy hoort nie in ons gemeenskap nie, ons neem autoriteit oor hierdie magte van die duisternis in ons plaaslike dorp, in ons regering, in ons land. Nou die ding is, gee ons die vyand jurisdiksie, gee ons om die mag om oor 'n dorp te heers, staan ons maar net op die kantlyn en kyk. Nee, die Here sê, neem die autoriteit. Hy gee ons die autoriteit oor hierdie vyande, die bosehede van die mag. Ons weet gedurig deur word kerke aangeval, huwelike word aangeval, onder die duisternis daar buitekant ook besef waar hulle mag het, waar hulle reg in het. Onthou, as ek en jy 'n deur oopmaak vir die vyand, gaan hy inkom, want dan weet hy het mag, hy het die jurisdiksie om in te kom, maar as ons hom weerstaan en vir hom sê, jy het geen jurisdiksie oor my nie, maar Jesus Christus alleen het die sê oor my, oor my dorp, oor die omstandighede, gaan julle dinge sien gebeur. Moenie net dinge aanvaar in julle dorp en in julle stede, in julle omgewing, in julle huishouding, om net te gebeur nie. Neem die autoriteit, staan vas op die woord, bid vas en weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ja, as ons dan, soos Yvonne gesê het, as ons onder die sambreel uit is, het ons nie die mag en die autoriteit nie. Daarom is dit belangrik om onder hierdie sambreel te bly. Dit is amper as ons dit vergelyk met 'n sport. Elke sport het sy spesifieke reëls, sy regulasies. So as ons bid, dan behoort ons aan die koninkryk van God en dan pas ons sy reëls, sy regulasies, sy beginsels toe. En solank ons binne daai perke bly, het ons die autoriteit en die mag en die gesag. Wat vir my ook dan nog hier uitstaan is, dat ons eerstens daai mag en gesag oor onsself moet uitoefen, dat ons moet leer, dat ons eie lewe in orde moet wees met God, dat dit in lyn met God sal wees, ons gedagtes in lyn met die woord, ons mond, wat baie keer so vinnig praat, dat ons ook ons mond in lyn sal kry met die woord van God, want ons kan dit ook ons gebede afsny met dinge wat ons verkeerd praat, en dan moet ons besef dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig, Efesiërs 6:12. So ons kan nie mag en autoriteit oor 'n persoon uitoefen, of daai persoon probeer beheer nie. Ons moet daai mag en daai gees wat deur die persoon werk, aanspreek. Ons kan dan gesag so uitoefen en sê, ek is lief vir jou, maar waarmee jy besig is, kan ek nie saamstem nie. As ons iemand help, of as ons vir iemand bid, wys vir die persoon wat verkeerd is, of wat hy verkeerd doen, of hoe ons hom kan help, en spreek dit aan. Ons is lief vir die persoon, dis 'n opdrag van God, wees lief vir jou naaste, wees lief vir jou vyande, so ons gaan dit dan so hanteer. Ons lees baie keer van mense wat geeste probeer uitdryf het op hulle eie manier, en dan elke keer het die gees teruggekom en gesê, maar ek ken jou nie, ons sien dit ook in die woord. En daarom moet ons leer wat ons autoriteit en ons mag is in die naam van Jesus, soos ons in die vorige episode gesê het, ons krag, ons mag, die bloed van Jesus, die wapen, die woord van God. Jesus het ons dan ook leer bid in Matteus 6:10. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Laat ons dit opstaan en die gesag wat God aan ons gegee het, gebruik om die wêreld te verander. Ons sien dan hier, laat u koninkryk kom. Ons weet dan ook dat daar 2 koninkryke is, die koninkryk van God
in die koninkryk van die duisternis, van die wêreld. So ons moet leer onderskei, wanneer is dit van die koninkryk van God, en wanneer is dit van die wêreld. Yvonne, as ons oorgaan na die vlakke van die mag. Ja, as ons kyk bietjie na vlakke van mag, kyk ons die Bybel leer dat 'n gebed 'n kragtige manier is om met God te verbind en geloof te beoefen. As ons nie bid nie, kan ons nie met God in kontak kom nie. Ons kan nie ons geloof beoefen as ons nie vir God dinge vra nie, as ons nie na God nader nie. Wanneer dit kom by die afdwinging van verskillende vlakke van mag en gebed, is hier 'n paar Bybelse beginsels om in ag te neem. Eerstens, volhoudende gebed. Jesus het die belangrikheid van volgehoue gebed geleer vir sy disippels en hy het hier in die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter gebruik. Julle kan gerus daaroor lees in Lukas 18 vers 1 tot 8. Hierdie vlak mag behels om voortdurend jou versoeke voor God te bring. Bid sonder ophou. Die Here sê, ons moet gedurig deurbid, ons moenie ophou nie, en ons sal sien dat God beantwoord. Ons dink aan die persoon wat sê, die vrou het gedurig na hom toe gekom, sy het hom, soos die Engelse woord sê, sy het hom genek, sy het geneel, en naderhand het hy gesê, ek sien hierdie vrou gaan my seer maak, as ek nie iets doen nie, sy gaan dit of dat doen, en hy het toe haar versoek gegee. So wil die Here hoor ons die eerste keer, maar die Here wil net hê, ons moet hom vertrou en ons moet aanhou sonder ophou. Ja, ek dink dit is ook belangrik dat ons aanhou bid terwyl dit swaar gaan, in die storms, in die verskillende seisoene. Jy kan nie net bid as dit goed gaan nie, of sê ek het nou lank genoeg gebid, ek gaan nou ophou bid nie. Ons kry baie keer versoeke wat hulle sê, ek bid al vir my man 10 jaar, nog niks het gebeur nie. Moenie ophou bid nie, hou aan bid, totdat daar 'n antwoord of 'n deurbraak of 'n wonderwerk gebeur. As ons dan ook kyk na die punt 2, die vurige gebed, Jakobus 5:16, die doeltreffende vurige gebed van regverdig het baie baat. Ons sien dat ons moet opreg bid. Ons moet nie net bid om, baie keer sê jy net 'n gebedjie om jou gewete te stil. Ons moet in 'n verhouding met God wees elke dag, sodat ons vurig kan bid, opreg kan bid, en ons dan verwag dat hy ons gaan hoor en dat hy gaan antwoord. So lees gerus weer Jakobus 5:16, as jy moedeloos raak of moeg raak, konsentreer dan op hierdie voorbeelde in die Bybel. Ja, gebed met geloof. Ons moet, wanneer ons bid, moet ons glo. Want wat is die gebed sonder die werke, nee, leer die Here vir ons ook. Wanneer ons bid, moet ons verwag, reeds die uitkoms. Jesus het met belangrikheid van geloof in gebed beklemtoon en gesê, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle ontvang waarvoor julle gevra het. Matteus 21 vers 21 tot 22. Hierdie vlak van mag behels om met vertroue in God se krag te bid. Die krag wat die Here vir ons gee deur sy woord, moet ons voorbid. Wanneer ons bid, moet ons glo. Ons moet nie byvoorbeeld sê, ek bid nou vir my man om in te kom in die koninkryk van God nie, en dan môre, dan spreek jy weer dood, en sê, ag ja, hierdie man sal nooit bekeer nie, hy doen dit en dit. Dan kanselleer jy mos nou die woorde wat jy gebid het. Jy moet beginne bid asof hierdie man reeds tot bekering gekom het, of hy reeds bekeer het, sê, dankie Here vir my man wat tot bekering gekom het. Ek sien dit, ek spreek dit, ek ervaar dit. So jy moet beginne bid in geloof. Wanneer jy bid, verwag die antwoord, want dit is, onthou, gebed aktiveer. Gebed is aktiveer die wapen van geloof. Ja, as ons oor geloof praat, die gebed van die geloof, ons almal het 'n mate van geloof ontvang, maar dis ons verantwoordelikheid om daai geloof te bou. En die Bybel sê vir ons duidelik, jy kan net jou geloof bou deur die woord van God. Elke dag te mediteer, die woord hardop te lees, te bid, te luister, lees die woord weer oor en oor, so bou ons geloof. So ons moet ook in ons geloof groei.
Ons kan nie as babetjies van die geloof bly die res van ons lewe nie. Ons moet groei in die geloof en die woord is daar om ons gebed en ons geloof te laat groei. As ons dan kyk ook na die ander punt, gebed met gesag. As gelowiges is ons gesag in Christus gegee om te bid en antwoorde te verwag. Lees gerus Matteus 28 vers 18 tot 20, Markus 16 vers 15 tot 20. Hierdie vlak van mag behels dat ons met vrymoedigheid en vertroue en gesag kan bid. Ons moet dan alreeds as ons bid ook dankie sê, dat ons Vader ons gaan antwoord. Dankie sê vir die uitkoms, dankie sê vir die genesing, dankie vir die wonderwerk, dankie vir die voorsiening. Ons bid mos omdat ons glo, en as ons glo, weet ons dat God sal antwoord, en hy gaan vir ons 'n antwoord gee. Ja, ons tyd het ons amper ingehaal, so ons gaan net gou kyk na wat gebeur wanneer ons bid, Ansie. Ja, as ons dit vergelyk met, dis soos reën, die water verdamp in die atmosfeer, dit vorm wolke, die wolke stort weer die water op die aarde uit. Ons moet leer om die woord te bid, die woord moet lewendig in ons mond word, ons gebedstyd moet verfrissend wees, dit moet jy moet opgewonde wees, om met die Here in 'n gesprek te tree. Ons moet vol verwagting wees, want ons weet ons Hemelse Vader gaan antwoord. Ons moet nie dit net gebruik as 'n klaarlysie of 'n inkopieslysie nie. Ons moet dit ook gebruik om dankie te sê en lof en eer aan ons Vader te bring. Job 36 vers 27 tot 28 sê, hy trek waterdamp op en laat dit val as reën. Reën stort uit die wolke en almal baad daarby. So is dit met gebed. Gebed styg op na God toe. Ons kyk ook 'n bietjie na die troonkamer van God en gebed. Aansien? Ja, as ons kyk, alles word opgevang, al ons gebede word opgevang in die hemel, dit word gemeng met 'n reukwerk, en hierdie gebede word weer uitgestort. Ons sien dit deur wonderwerke, ons sien dit deur genesings, ons sien en hoor getuienisse, ons sien voorsiening. So dis 'n magtige wapen wat ons het, die goddelike krag wat werk in ons lewens, ons huise, stede, as ons begin om te bid. Reinhard Bonke sê, in the darkness of bedeviled words, our prayers cut the darkness like lasers, becoming channels through which God's blessing may reach earth and transmitting the power currents of Calvary and the resurrection. Intercession jams the wavelength of the devil. So dit leer vir ons dat wanneer ons intree vir mekaar, sny ons daardie golwe af van die duiwel. Ons bronne het weer vandag uitgekom uit Henny Jakob se Leer ons bid boekie, en dan ook van Dave en Francis van 'n berg, Glory tot Glory. Nou gaan ons oor na die versoeke. Ons het kry julle penne bymekaar, skryf gerus, moenie ophou bid saam met ons nie. Ons wil, en ons sien die verskil in gebede, wanneer ons as 'n groep saam bid, want die woord van die Here sê, waar 1 of 2 is, daar is hy, en saam hou ons mekaar se arms ook. Vandag se versoeke het ons gekry vir genesing, baie versoeke oor genesing, redding en verlossing, kinders wat in dwelms vasgeval is, voorsiening, mense wat regtig behoefte het aan behuising, geld vir kos, vir skoolfonds, al daai tipe van dinge. So kom ons bid daarvoor, genesing en ook vir heling van trauma. Baie dinge gebeur in kinders se lewe, verkrachtings word gebeur, en hoe hanteer daai persoon dit? Kom ons bid vir trauma. Mense het trauma in verskillende vorms, maar kom ons bid daarvoor. Ja, ons het ook getuienis gekry wat ingekom het van mense wat lank al wag vir werk, wat nou onderhoude kry, en ons vertrou saam met hulle dat die deure sal oopgaan. Ons bid dan ook vir beskerming vir ons kinders, waar die skole sluit, dat Vader hulle sal behoed en bewaar en beskerm in hierdie vakansietyd. En dan kan ons afsluit vandag. Yvonne, sal jy vir ons afsluit? Ja, ons bid ook, hou aan vir julle predikers bid, vir julle kerke bid. Onthou, ons het julle gebed nodig.
nie net vir hulle as predikers wat die woord van die Here bring nie, maar ook vir elke lidmaat. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die tyd wat ons vandag kon gespandeer het aan u woord. Dankie Here dat u ons leer om te bid. Dankie dat u ons leer van mag en gesag, Here. Dankie dat u ons leer en die autoriteit gee, Here, om die vyand aan te spreek, Here, om dinge in ons lewe aan te spreek, om siektes in ons lewe aan te spreek. Dankie, Here, dat u vir ons leer om u autoriteit te neem en die siektestoestande in ons liggame te kan weerstaan, Here. En dankie, Here, dat ons kan elke een voorbid wat u uitroep na u toe, wat u nodig het. Dankie vir voorsiening, dankie Here vir beskerming, dankie vir ons kinders, Here, wat ons onder u bloed plaas, Here, want die kinders is ons leiers van môre, Here. Daarom bid ons dat u hulle sal beskerm en sal bewaar, sodat hulle nie met die verkeerde maats meng nie, maar dat u ook vir hulle van kleintyd af al, Here, 'n gees van onderskeiding kan gee. Here, ons bid u seën oor die dienste wat voorlê, Here. Ons vra dat u elke prediker onder die bloed sal toemaak, dat u hulle lippe sal salf, Here, wanneer hulle spreek, Here, dat dit net sal wees tot eer en verheerliking van u woord en tot uitbreiding van die koninkryk. Vader, ons eer en loof u en ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus en ons eer u in Jesus naam. Baie dankie dat u saam gekyk het. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Bid so nou ophou bid. Dankie.